Goeiemôre aan elke persoon in ons gemeente Lewende Woord Hazeldean en ook aan elkeen wat vanoggend by ons ingeskakel is hier op Facebook. Dis vanoggend en altyd regtig so voorreg om net saam met julle te kan tyd spandeer en al is ons nog nie fisies bymekaar nie, glo ons vinnig weer bymekaar sal kan kom vir dienste en ja, ons sal julle beslis op hoogte hou met soveel dinge wat verander en dinge wat gebeur. Ons dink aan die wêreldmarkte, ons dink aan statistieke, regulasies ensovoorts. Weet ons dat daar een konstante is en dit is die onveranderlike, ewigdurende liefde van die Vader wat altyd dieselfde bly. Ons dink aan sy karakter, aan sy woord wat vir ons sê dat dit nooit kan verander nie. Daar is geen skaduwee van verandering by hom nie. Dit bemoedig my so om te weet dat hy tot in ewigheid dieselfde is. En ja, ons kan ons berusting in dit vind, ons kan ons sekuriteit in dit vind. Nou, ons begin elke Sondagoggend ons diens deur saam te profeteer en te verklaar. Ons steek altyd ons hande saam in die lug en ons verklaar net wat die Here se woord sê. En vanoggend wil ek jou aanmoedig om dit saam met my te doen, jy en jou gesin, waar ook al jy vanoggend is en die diens net volg. Steek net julle hande saam met my in die lug en kom ons bid vanoggend saam die Onse Vader, die modelgebed wat Jesus vir sy disippels geleer het en wat so kragtig is in ons lewens. Dankie Vader, ons Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Here, ons bid dat U naam geheilig sal word oor Suid-Afrika en wêreldwyd, dat mense U naam sal eer en verklaar en bely dat U die hoogste koning is. Here, die naam van Jesus, die naam bo alle name. Here, laat U koninkryk kom. Here, U heerskappy in ons lewens en in hierdie wêreld. Vader, ons wil U eerste plaas as die koning bo alles. Here, laat U wil ook op die aarde geskied in my lewe vandag, soos in die hemel. Vader, ons bid en ons sê vir U dankie vir die perfekte plan en wil, U doel in ons lewens en die lewens van ons geliefdes, ons gesinne, ons gemeente, Here, in hierdie stad in Suid-Afrika, wêreldwyd. Ons bid, Here, U perfekte plan en wil om te geskied. Here, dankie dat U ons vandag ons daaglikse brood gee. Here, ons eer U net vir U voorsiening wat genoeg is vir elke behoefte. En Here, vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree. Dankie Vader vir U vergifnis vir sondes en dat ons elkeen kan vryspreek wat teenoor ons oortree het. Here, laat ons nie in die versoeking kom nie, om te sondig nie, of enigiets te doen wanneer ons die merk mis nie. Maar Here, verlos ons van die bose. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons sê vir U so dankie daarvoor. Amen en amen. Draai asseblief na die persoon langs jou en sê net vir hom of haar, jy is vir my kosbaar en ek is so dankbaar dat ons saam die Here kan dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons gaan dan nou saam met die aanbiddingsspan 2 liedjies sing en wanneer jy dit sing, wil ek jou net aanmoedig om nie net daarna te luister nie, maar om dit regtig saam te verklaar, om dit jou eie te maak, om dit in jou lewe vir jouself 'n werklikheid te maak. Ons gaan begin met Ek sien kans vir môre en dit is 'n liedjie wat net tematies so mooi aansluit by ons titel van vanoggend se boodskap. So ek wil jou aanmoedig om dit net te verklaar en saam te sê ek sien kans vir môre omdat die Here leef. Baie dankie Barnard en dankie aan die boeties, ons aanbiddingsspan. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre omdat hy leef. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre omdat hy leef. Daar is hoop vir môre. Daar is hoop vir môre. Daar is hoop vir môre omdat hy leef. Daar is hoop vir môre. Daar is hoop vir môre.
omdat hy leef, sien ek kans vir môre, omdat hy leef, verdwyn my vrees, omdat hy weet, ja ek weet hy hou die toekoms, die lewe is die moeite werd, dat hy leef. Ek sien kans vir môre, ek sien kans vir môre, ek sien kans vir môre, omdat hy leef. Ek sien kans vir môre, ek sien kans vir môre, ek sien kans vir môre, omdat hy leef. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre, omdat hy leef, verdwyn my vrees, omdat hy weet, ja ek weet hy hou die toekoms, die lewe is die moeite werd, omdat hy leef, omdat hy weet, ja ek weet hy hou die toekoms, die lewe is die moeite werd, dat hy leef. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Jesus, Jesus, die een na wie ek smaak. Jesus, Jesus, ek bring vir U my hart, wat oorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou my offer van woorde as ek sing. Ek het U lief, o Heer, ek het U lief, o Heer, met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer, ek het U lief, o Heer, met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief.
alles in my, met krag en verstand het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand het ek U lief. Met alles in my, met krag en verstand het ek U lief. Ja, so dankie Vader net vir U liefde. Vir elkeen van ons, Here. Dankie dat ons as U kinders in 'n liefdesverhouding met die Vader kan staan, deur Jesus Christus. Here, dankie vir U liefde wat in ons harte uitgestort is. En Here, dat ons soveel sekerheid daarin kan hê, dat ons kan weet dat U perfekte liefde alle vrees na buite dryf. Ek ervaar net vanoggend die Here sê vir jou, dit maak nie saak wat in jou lewe of in die wêreld om jou gebeur nie. Jy kan weet dat jy seker is in die Vader se liefde. Jy kan jou toevlug in sy liefde vind. Dankie daarvoor, Here. Ek bid net dat dit vir elkeen ons vanoggend na hierdie boodskap luister, net 'n groter realiteit en openbaring in hulle lewens sal word. In Jesus naam. Amen. En amen. Wonderlik, ons gaan dan nou 'n paar afkondigings met julle deel. Baie dankie Johan. Met die finansiële bydraes van ons gemeente kon ons sover baie families in nood binne en buite die gemeente gehelp het. Die nood is egter groot en dit is ons hart om soveel moontlik families te help. Enige bydraes vir kospakkies maak 'n groot verskil. Ons het intussen ook hande gevat met Sweet Angels Daycare, 'n kleuterskool en geregistreerde NGO in Swawelpoort. Kontak gerus vir die lyn Tiele indien jy skenkings van kos of klere wil maak of op enige ander manier wil betrokke raak. Op Woensdag 8 Julie het ons 'n gemeente Zoom sessie waar kundiges in ons gemeente oor 'n paar aktuelle onderwerpe gaan gesels waaroor mense in hierdie tyd baie vra het. Dit sluit in jou fisiese gesondheid, die politiek, jou veiligheid, jou kinders en die skool. Kontak ons gerus vir meer inligting. Ons bied ook in die 3de kwartaal 3 kursusse by Lewende Woord Hazeldean aan en gaan verskeie gassprekers hê wat gaan bedien. Nuwe Lewe is een van die grondslagkursusse van ons voetspore reeks en ons wil almal wat dit nog nie bygewoon het nie aanmoedig om in te skryf. Vrymakende waarhede is 'n kursus wat jou sal help om die lewe van vryheid en seën te leef wat die Here vir jou beplan het. Huwelike maak saak is 'n moed vir elke getroude paartjie wat die Here se volheid vir hulle huwelik wil geniet. Onderwerpe sluit in kommunikasie, emosionele genesing en vele meer. Al die kursusse word gratis aanlyn aangebied. Besoek gerus ons webblad of hou ons Facebookblad dop vir meer inligting. Indien julle enigstens meer inligting verlang, is julle baie welkom om vir ons 'n boodskap op Facebook te stuur of om ons webblad te besoek by lewendewoordhazeldean.co.za. Julle kan ook vir ons 'n WhatsApp stuur, die nommer is op die skerm en julle is welkom met ons kontak te maak. Ons wil graag met julle gesels en ons is daar vir julle. Dit is vir ons belangrik dat julle dit weet. Nou die offergawe skrif wat ek graag vanoggend met julle wil deel is Matteus 6 vers 33 en is so bekende gedeelte, maar ek het net ervaar dat die Here dit op my hart druk wat sê, soek allereers, heel eerste, voor enigiets anders, sy koninkryk, die Here se koninkryk, Jesus se koningskap, dit wat ons gebid en verklaar het as deel van die Onse Vader, en sy geregtigheid, aan die ander sy goddelike manier van dinge doen, sy orde. En al hierdie dinge, dis die belofte, sal vir julle bygevoeg word. Wanneer ons vir die Here ons tiendes en ons offergawes bring, dan soek ons as dit ware eerstens sy koninkryk. Dit is wat ons doen wanneer ons hom eerste stel in ons lewens en wanneer ons sy beginsels nakom. En finansies is deel daarvan. Ek weet vir baie mense is finansies 'n sensitiewe onderwerp om oor te praat, maar dit is vir ons belangrik om te glo en te staan op wat die Here se woord sê. En wanneer ons tiendes gee, dan doen ons dit in gehoorsaamheid met 'n hart wat sê, Here, u koninkryk eerste. Selfs in tye wanneer dit finansiëel swaar gegaan het in my lewe en in my man se lewe en ons lewens, het die Here ons uitgedaag om te gee. En ek het nog altyd sy hand gesien wanneer ek gegee het.
Die bankbesonderhede sal op die skerm wees en julle is welkom te gee wat die Here julle lei en julle kan elektronies inbetaal of julle kan die van die Zapper kode gebruik maak. Die boodskap wat ek vanoggend met jou wil deel het ek getitel Jy het 'n toekomsverwagting in hom. Jy het 'n toekomsverwagting in hom en ek wil hê dat jy dit vir jouself moet sê, dat jy dit vir die persoon langs jou moet sê. Jy het 'n toekomsverwagting in die Here. Ek hoor die laaste tyd van soveel mense wat sê dat hulle nie voel dat hulle meer veel het om voor te leef nie. En baie daarvan is jong mense, daar's ouer mense, maar ook jong mense wat sê dit voel nie vir hulle dis die moeite werd om voort te gaan met hulle studies nie of met hulle lewens of hulle loopbane nie as gevolg van die omstandighede in die wêreld. En daar's soveel meer mense wat sukkel met depressie as selfs voor die Grendeltyd. En dis hartseer. Die vyand probeer om baie mense, oud en jonk, se toekomsverwagting te kom steel. En ek weet en jy weet dat dit nie God se hart is nie. Die Here beloof my en jou 'n hoopvolle toekoms en ons gaan later daarby stil staan. Maar vanoggend gaan ons na Elia se lewe as 'n voorbeeld kyk van hoe die Here iemand se toekomsverwagting kan herstel, ten volle kan omkeer. En ek wil jou aanmoedig om jou hart net oop te maak vir dit wat die Here vir jou vanoggend hierdeur wil sê. Dankie Vader, dat elke woord vanoggend gespreek word, lewe sal bring, Here, en dat dit ons harte en ons lewens sal omkeer, en Vader, dat dit ons sal verkoop, Here, en versterk om die werk te doen waarvoor U ons roep, in die naam van Jesus. Amen. Nou vanoggend is my eerste subtitel Elia, 'n man met 'n goddelike toekomsverwagting. En ons gaan heel eers kyk na hoe Elia se bediening afskop in 1 Konings. En dis eintlik baie interessant om te kyk wat die konteks is waarin Elia op die toneel verskyn in 1 Konings. Nou die 9de eeu voor Christus was koning Agab die koning van Israel. En hy was 'n baie slegte koning gewees. Hy het in elke opsig nie gedoen wat die woord van die Here sê nie. Hy het die Here doelbewus uitgetart. Ons lees in 1 Konings 21 vers 25. Waarlik, daar was niemand soos Agab, die koning, wat homself verkoop het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie, omdat sy vrou Isebel hom verlei het. Hy was uitverkoop. He was sold out to doing what is wrong. Want sy vrou Isebel het hom verlei. Ons sien hier 'n man wat nie leiding neem in die Here nie, maar wat in 'n sin deur sy vrou oorheers en gedomineer word om al haar bose planne uit te voer. En dis hartseer. Ek glo dat die Here manne, goddelike manne oproep om op te staan en te doen wat sy woord sê, en vrouens oproep om onder hulle mans in te kom, mans te ondersteun in die rol wat die Here vir elke man het. Nou Agab se vrou Isebel was 'n dogter van die hoëpriester van Baal. So in die eerste plek het hy met 'n vrou getrou wat 'n heidense agtergrond het. En Agab, die koning, het die Baal-tempel in Samaria gebou. En hy het ook daar 'n altaar vir Baal, hierdie afgod, opgerig. Daar het Isebel, sy vrou, met haar heidense priesters en profete Baal-aanbidding gepropageer. En dit was regtig 'n hartseer tyd in die geskiedenis van Israel. Baal was ook die god van reën en dou. Daarom het hulle hom genoem God van die hemel. Hy was terselfdertyd die god van vrugbaarheid en daarom het hulle hom ook genoem God van die aarde. So dit was absoluut 'n verwronge beeld gewees van die God van hemel en aarde, die ware God. En die Israeliete het beide Baal en Yahweh aanbid en hulle het baie heidense praktyke beoefen. Hulle het Baal en die godin van Astarte vertrou vir reën, sodat hulle goeie oeste kon voortbring. Nou, hulle toekomsverwagting was nie in die Here nie. Hulle toekomsverwagting was in afgode. Ons praat vanoggend oor toekomsverwagting. Waar is ons toekomsverwagting? Hierdie volk het Baal vertrou vir reën en dou. En dit is hoekom die Here juis dit van hulle af weghou het. Ek en jy kan geen vals bronne vertrou nie. Ek kan nie na my werkgewer of die regering of my familie kyk as my bron nie. Daar is net een bron en dis die Here. Dawid sê in Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hoeveel van God se kinders vertrou ander bronne om vrugbaar of suksesvol te wees in watter area van hulle lewens ook al?
Ek was gereeld in my lewe verstom wanneer die Here sekere dinge in my eie lewe vir my uitgewys het en ek besef het dat ek oor sekere dinge stres en bekommer omdat ek meer op my eie krag staat maak om sukses te behaal as wat ek die Here vir sy krag en sy leiding vertrou. En ek glo jy kan vandag met dit identifiseer. Ons eie gedrewenheid, ons eie perfeksionisme of ons behoefte om die lewe te beheer kan selfs 'n afgod in ons eie lewens raak. 'n Afgod is in 'n sin enigiets wat God se plek inneem en vir ons 'n gevoel van vervulling, satisfaksie, sekuriteit of 'n gevoel van belangrikheid gee. Baie van hierdie dinge is nie in sigself slegte dinge nie, maar goeie dinge wat vir ons belangriker raak as God in ons lewens. Maar hier is die wonder, dat ten spyte van afgode en sonde in ons lewens, dink God altyd vooruit. Hoekom? Want die Here het 'n toekomsverwagting vir sy volk, wat groter is as selfs hulle sonde. Die Here het vandag vir jou 'n toekomsverwagting, wat groter is as enige swakhede in jou lewe. In Jeremia 29 vers 11 lees ons waar die profeet Jeremia vir die volk van Israel in 'n later stadium van Israel se geskiedenis sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting, want die Here het geweet dat sy volk as gevolg van hulle sonde weer eens nodig het om na die Here toe terug te keer. Hy het vir hulle soveel meer in gedagte as die plek waar hulle is. En die Here het vandag vir ons land baie meer in gedagte. Hy het vir ons lewens meer in gedagte as dit wat ons tans beleef. Die Here wil hê dat sy kinders in verhouding met hom moet staan. Hy wil nie hê dat ons ander gode moet vertrou nie, want hy is 'n verbondsgod. Die Here beplan altyd 'n manier om sy volk te laat terugkeer. En in hierdie geval stuur hy die profeet Elia en hy plaas sy toekomsverwagting in Elia se hart wanneer Elia met die volk van Israel en met die koning gaan praat. Dit was Elia se grootste begeerte om Israel verlos te sien van hulle verkeerde dade, van hulle sonde en hulle ongeregtigheid. Ons lees in 1 Konings 17 waar Elia na koning Agab toe gaan en hy voorspel 'n lang droogte en hongersnood as Israel se straf vir hulle sondes. En koning Agab was basies die enigste een wat die mag gehad om homself te bekeer en 'n ommekeer in die land teweeg te bring, maar hy wou nie. Nou, ons moet vir ons leiers bid, dis belangrik. God gee altyd die geleentheid vir bekering. God het vir Elia gesê om na die oorkant van die Jordaanrivier te gaan. En die droogte het begin, die hongersnood het begin, maar die Here het vir Elia gesorg. Hy kon water uit die spruit van Krit drink en die kraaie het vir hom vleis gebring. Selfs toe die water in die spruit opdroog, het die Here vir Elia na 'n weduwee toe gestuur om vir hom kos te gee. En die Here het 'n wonderwerk in die lewe van hierdie weduwee gedoen, deurdat sy gehoorsaam was. En op dieselfde manier wil ek vir jou sê, kind van God, die Here wil in swaar tye vir jou sorg. Jy kan verwag dat hy vir jou sal sorg en vir jou sal deurkom. Ons sien na 3 intense jare van droogte en hongersnood, hoe die Here na Elia roep, om weer na koning Agab toe te gaan. Elia het 'n tyd lank in 'n sin weggekruip vir koning Agab, want hy was baie bang geweest, want hierdie uitspraak van Elia het hierdie droogte en hongersnood tot gevolg gehad. En ons lees in 1 Konings 18 vers 17, toe koning Agab vir Elia tegemoet gaan, en koning Agab sê vir Elia, is dit jy wat die dood oor Israel bring? En ons lees in vers 18, Elia antwoord, dis nie ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie. Met ander woorde, hy sê vir koning Agab, hy is die een wat moet verantwoordelikheid vat vir wat besig is om te gebeur in die land. Hy sê, julle het die gebooie van die Here verontagsaam en die Baals gedien. So, hier spreek hy direk, vreesloos, braaf vir die koning Agab aan. En hy sê vir hom, dis jy wat veroorsaak hierdie droogte en hongersnood. Elia het toe beveel dat die hele Israel, die 450 Baal profete en die 400 profete van Ashera na Karmelberg moes kom.
Nou ons sien dit en dit gebeur alles net soos wat hy opdrag gegee het. Elia was 'n gelowige man, want hy het 'n verwagting in die Here gehad. Hy het geglo dat die Here sal doen wat hy beloof het om te doen. En hy het geweet dat die Here aan sy kant is en dat hy die regte ding in die Here se naam doen. Ek wil vanoggend vir jou vra, is jou toekomsverwagting vandag in die Here ten spyte van wat in die wêreld om jou aangaan? Weet jy dat God aan jou kant is omdat jy sy kind is? En omdat hy 'n verbondsgod is wat met jou 'n verbond gesluit het en 'n belofte aan jou gemaak het om jou nooit te begewe, jou nooit te verlaat nie. Glo jy dit vandag? Ons lees verder in 1 Konings 18 vers 21. Elia het voor die hele volk gaan staan en hy het vir hulle gesê, hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom. Nou, die woord hink, toe hy vir gesê het, hulle hink op twee gedagtes, beteken letterlik in die Hebreëus hop of dans. Dit verwys as dit ware na 'n voël wat van een tak na 'n ander hop en nie kan besluit op watter tak hy wil gaan sit nie. Dit is presies wat die volk van Israel gedoen het. Hulle het op twee takke gehop. Hulle het gehink tussen twee gedagtes. Hulle kon nie besluit of hulle God, die ware God van Israel, wou aanbid en of hulle Baal wou aanbid nie. Want Jezebel het Baal aanbidding ingebring en dis die hartseer wanneer leiers nie God ken nie en nie God dien nie. Die Here wil hê dat ek en jy nie mense van twee gedagtes moet wees nie, want dan weet hy, is ons onstabiel in al ons weë, sê Jakobus 1 vers 8. Vanoggend glo ek die Here roep ons as sy kerk en hy sê vir ons, sal julle my alleen glo, sal julle op my alleen vertrou, geen afgode, niks bo my nie. My en jou hoop moet in die Here alleen wees. Elia het die Baal-profete uitgedaag. En ons sien dit verder. Hy het opdrag gegee dat hulle 2 bulle op die hout moet lê, maar dat hulle dit nie aan die brand moet steek nie. Hy het vir die Baal-profete gesê, bid julle tot julle God, tot Baal, en vertrou hom om met vuur uit die hemel te antwoord, en ek sal dieselfde doen. Met ander woorde, hulle het almal tot hulle God geroep, om met vuur uit die hemel te antwoord. En dis interessant om te sien hoe die Baal-profete van die oggend tot die middag na Baal geroep het. En toe hulle gesien het dat niks gebeur nie, het hulle nog harder begin roep en hulle self begin stikkend sny met spiese en swaarde, sê die skrif, om Baal se aandag te trek. Hulle het gedink as hulle geroep nie help nie, dan moet hulle bloed waarmee hulle liggame besmeer het, op een of ander manier Baal se aandag kry. Maar teen laatmiddag was daar nog geen reaksie nie. Elia het toe die stikkende altaar van die Here reggemaak en hy die bul op die hout gelê en hulle 3 keer water op die brandoffer en op die hout gegooi. Hierdie water het oor die hele altaar gestroom en het selfs die sloot rondom die altaar volgemaak. En net daarna het Elia tot die Here gebid en ons sien in vers 36, hy sê, Here, God van Abraham, Isak en Jakob. Met ander woorde, hy spreek hom aan as verbondsgod, die God wat 'n belofte gemaak het met sy voorvaders wat staan, dwars deur die geslagte en ook vandag nog staan. Hy sê, laat dit tog vandag bekend word dat U God is in Israel. Met ander woorde, geen ander God nie, geen afgod nie. En dat ek U dienaar is, wat op U bevel al hierdie dinge doen. Elia erken dat dit alles God se doen en late, God se mag en God se krag is. Hy sê in vers 37, antwoord my Here, antwoord my tog dat hierdie volk kan besef dat U Here God is, dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Ek en jy kan hierdie gebed bid op 'n daaglikse basis, volgens wat Elia gebid het oor ons volk, oor die nasie, die volk van Suid-Afrika. En wat het gebeur? Vers 38, toe kom daar vuur van die Here af, en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Dit is verstommend wat hier gebeur, hoe God sy krag en sy almag demonstreer en manifesteer in die lewens van sy volk, dat hulle kan sien dat hy alleen God is. Elia het daarna die Baal-profete almal laat doodmaak. En dan sien ons hoe Elia 7 keer gebid het en dit weer begin reën het.
Nou hierdie man, hierdie profeet van God, was so braaf, so vol geloof, maar ewe skielik sien ons daar kom 'n draai in sy geloofsverwagting en in sy toekomsverwagting in die Here. En dit bring my by my tweede subtitel, Elia, 'n man sonder 'n toekomsverwagting. Ons lees in 1 Konings 19 vers 1 tot 3. Agab het toe vir Isebel vertel, so met ander woorde, hierdie bose koning het vir sy vrou vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Nou, Isebel het baie van die Baalpriesters gedink, soveel so dat sy hulle uit die koninklike tesourie onderhou het. En nou het sy uitgevind dat hulle almal dood is. En dit as gevolg van hierdie profeet Elia. So Elia was glad nie in haar goeie boekies nie. Maar in plaas daarvan om tot inkeer te kom, toe sy hoor hoe die Here God homself magtig bewys het, maak sy 'n belofte dat sy binne 24 uur vir Elia sou doodmaak. En ons sien ewe skielik hier is 'n opvlamming van boosheid wat gebeur. Sien, ek en jy moet besef in toepassing op ons eie lewens dat wanneer ons die leuen ontbloot en vir die Here se waarheid opstaan, ons nie noodwendig populêr gaan wees nie. Ons moet besef dat ons partykeer gaan ervaar hoe die vyand ons juis teiken en ons wil aanval, van ons wil steel, wanneer ons vir die Here opstaan. Miskien ervaar jy vandag dat jou lewe bedreig word, watter area dit ook al is, of dit jou werk is, jou toekoms, jou hoop, jou finansies, jou hulpbronne, jou kinders, jou familie, wat ook al dit mag wees, dalk ervaar jy dat dit bedreig word. Maar weet jy, die vyand wil jou toekomsverwagting steel. Hy wil vir jou sê dat alles gaan nie uitwerk nie, dat daar nie hoop is nie. Sien, hierdie Isebel wou hê dat Elia en sy God gediskrediteer moes word voor hierdie nuwe bekeerlinge, hierdie mense wat so pas gesien het, dat God so groot werk gedoen het. En dis wat die vyand wil hê in my en jou lewe. Hy wil hê dat God gediskrediteer moet word in ons lewens en in die lewens van sy kinders. Ons lees in vers 3, Elia het bang geword, dit was sy reaksie, hierdie brawe man, en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Beersheba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Ons sien letterlik hoe een van die braafste manne in die geskiedenis van die Bybel vir 'n kwaai vrou vlug. Sien, partykeer word ons aangeval in die areas waar ons sterk is. En daarom het ons nodig om nugter en waaksaam te wees. Die skrif sê dit vir ons so gereeld, dat ons nugter en waaksaam wil wees. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu op soek na diegene wat hy kan verslind. En daarom moet ons sterk staan in die gees en ons moet hom weerstaan. Met ander woorde, ons moet waak daarteen dat ons nie ons toekomsverwagting in die Here verloor nie, dat ons nie hoop verloor nie. Ons sien dat Elia sy slaaf agtergelaat het. Wanneer ons partykeer mismoedig voel in die lewe, dan onttrek ons van mense. Ons wil nie hê mense moet sien presies hoe sleg dit met ons gaan nie. Maar dit is juis in sulke tye waar ons mense om ons nodig het, om ons hande te vat en te sê, kom aan my boetie, jy kan hier uitkom. Ons lees in 1 Konings 19 vers 4. Hy self het egter, dis Elia, 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. En daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens, hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Met ander woorde, hy het gesê, Here, ek kan nie meer nie. Hierdie werk was stresvol en uitputtend en dit voel of ek niks bereik het nie. Hy sê, Here, ek kan nie meer nie. En dan sê hy, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Elia het sy eie onwaardigheid die skuld gegee. Partykeer doen ek en jy dit, om sê, Here, ek het misluk in 'n sekere area van my lewe, dis omdat ek onwaardig is, ek is nie goed genoeg nie. Jy sien, hy het gesê, Here, ek is maar net 'n sondaar, soos die res van my voorvaders. Miskien voel jy vandag dat jy in 'n sekere area misluk het, en jy voel soos wat Elia hier gevoel het. Weet jy, dit is so belangrik, dat ons leer uit hierdie voorbeeld van hierdie man se lewe. Elia het gehoop dat die wonderwerk wat God gedoen het, die hele koninkryk van Israel en die land tot inkeer sou laat kom, dat dit 'n blywende herlewing sou bring. En ewe skielik beleef hy net hierdie negatiewe reaksie. En hy besef dat hy moet vlug vir sy lewe. Hy was so teleurgesteld en hy was so ontmoedig, toe dit nie gebeur soos wat hy gedink het, dit moet gebeur nie. Partykeer het ons 'n verwagting van hoe 'n ding moet gebeur, en wanneer dit nie so gebeur nie, dan raak ons mismoedig. In plaas daarvan dat ons
ons fokus terugdraai na hoe die Here dinge wil doen. Sien, hy het gebid om dood te gaan. Gelukkig het die Here nie daardie gebed van hom beantwoord nie. En dit het my net laat besef, soms is 'n nee van God die heel beste vir ons. Soms is 'n nee van God beter as 'n ja van God. Jy sien, ek en jy het nodig om te leer om die Here te vertrou op so 'n mate, dat selfs al sê die Here vir ons nee, ons weet dit in ons beswil is. Daar is sekere faktore wat aanleiding gegee het tot Elia se depressie, en ek wil vir 'n oomblik net na dit kyk en daarby stil staan. Eerstens, vrees. Vrees en depressie of mismoedigheid gaan altyd hand in hand. En dis hoekom die Here vir ons 365 keer in die skrif sê om nie te vrees nie. Jy sien, Elia was so bang vir Jezebel dat dit hom in depressie gedompel het. Teleurstelling is 'n ander faktor. Partykeer wanneer ons 'n baie groot teleurstelling ervaar in ons lewens, dan raak ons mismoedig. 'n Ander faktor was moegheid. En dikwels wanneer ons oormoeg is of uitgebrand voel, dan voel ons depressief. Ek weet nie wie van julle dit al ervaar het nie, ek het in my eie lewe beleef. En dan 'n skielike afname van adrenalien. Hy het vir baie lank op adrenalien gehardloop met al hierdie gebeure op Berg Karmel en die uitdaging van die Baalprofete, en ewe skielik kry hy wat hulle noem post-event blues, en hy beleef net hierdie ineensinking van sy emosies en sy gemoed en sy hele wese. En dan kan ons dit ook toeskryf aan 'n mate van trauma, want dit kan traumaties wees om te sien hoe soveel mense sterf en omkom. Wanneer ons ewe skielik ervaar dat ons mismoedig is, moet ons kyk of daar nie een van hierdie faktore in ons eie lewens teenwoordig is nie. Dis belangrik. Ek en jy moet besef dat as ons die Here aanhou vertrou, hy ons altyd weer 'n nuwe toekomsverwagting sal gee. En dit bring my by my derde subtitel: God herstel Elia se toekomsverwagting. Die Here was so genadig. Hy was so genadig met Elia, sy dienskneg, toe hy moeg en mismoedig en uitgeput was. Nie vermaan nie, hy was nie hard met hom nie. Die Here het hom inteendeel toegelaat om te slaap onder 'n besembos. En toe het hy hom herhaaldelik deur 'n engel gevoed. Hy het vir hom kos gebring. Hy het eerstens in Elia se fisiese behoeftes voorsien. Rus en voedsel. Partykeer moet ek en jy besef dat slaap die mees geestelike ding is wat 'n mens kan doen. Miskien voel jy uitgebrand of oormoeg. En partykeer het ons net nodig om te sê, Here, ek gaan vir 'n oomblik die werk op sy skuif en ek gaan sorg dat ek 'n volle nagrus van 7 of 8 ure of 6 ure inkry in plaas van om deernag te werk. Nou, die Here het vir Elia op 'n 40 dae reis gestuur na die berg Sinai. Hy het hom tyd gegee om te herstel van sy geestelike depressie. So, nie net het die Here Elia fisies bedien nie, maar hy het hom ook tyd gegee om te herstel. Hy het besef wat Elia nodig het, en so weet die Here vandag wat jy mag nodig hê. In 1 Koning 19 vers 9 lees ons, hy het in 'n grot ingegaan, Elia, en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Die Here het die antwoord geken. En ons moet dit besef, die Here het die antwoord geken, maar hy wou vir Elia die geleentheid gee om sy hart uit te praat. En hy het geantwoord, ek het met my hart en siel gewy aan U saak, Here, almagtige God. Ons voel soms dat ons getrou is aan die Here, en dat ons dan nie kan verstaan hoekom ons lyding moet verduur nie, net soos Elia. Dan sê hy, die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het U altare afgebreek. Hulle het U profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly. Dit was nie heeltemal akkuraat nie. Dis nie waar dat net Elia oorgebly het nie, maar dit het gewys hoe hy voel. En hy sê, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Ons sien hier amper die irrasionaliteit wat gepaard gaan met vrees en met depressie of met mismoedigheid. Maar die Here het geweet wat Elia die meeste nodig het. En dit is 'n persoonlike ontmoeting met homself. Die Here weet dat wanneer ek en jy mismoedig voel, ons nodig het om 'n persoonlike ontmoeting met die Here self te hê. Ons lees in 1 Konings 19 vers 11 tot 12, maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil
verbygaan. Dit sê daar was 'n wind en toe was daar 'n aardbewing en toe was daar vuur. Maar die Here was nie in hierdie dramatiese natuurlike verskynsels of manifestasies nie. Elia was gewoond aan hierdie dramatiese manifestasies van God se krag. Maar die Here ontmoet hom na dit alles in 'n fluistering in die windstilte. Hoe mooi is dit? Eers kom die Here en hy kom bedien hom in die stilte. En dan gee hy vir hom 'n taak om sy aandag van sy eie emosies af te trek. Ek weet nie van julle nie, maar die tye in my lewe wanneer ek mismoedig was ek baie selfgesentreerd en ek was baie introspektief en ek het net gedink aan dit wat fout is in my lewe en wat ek nodig het. En ek kry regtig die mense jammer wat met my moes huishou. En miskien beleef jy dit ook wanneer jy mismoedig is, dan voel jy introspektief, jy voel selfsugtig. Die Here het geweet dat hy nodig het om weer vir Elia 'n taak te gee om sy aandag af te trek van sy selfgesentreerdheid en sy introspeksie. So getrou is die Here, so weet die Here presies wat jy vandag nodig het. Hy weet presies. Dit is so wonderlik om 'n kind van die Here te wees en te weet, hy weet. Sien in 1 Konings 19 vers 15 sê die Here vir Elia om terug te gaan na die Damaskus woestyn toe en vir Jehu tot koning te salf in die plek van die bose koning Agab. En hy sê vir Elia dat hy vir Elisa moet salf tot profeet en opvolger van Elia. Hy het ook gesê dat hy in Israel die 7000 mense sou laat oorbly wat nie vir Baal aanbid het nie. Hierdeur het hy vir Elia soveel hoop gegee. Elisa, sy opvolger wat hy moes gaan salf het as profeet, sou vir hom 'n vriend wees. Hy sou vir hom 'n disipel wees en hy sou ook die opvolger wees wat die werk wat Elia begin het, sou voortsit. Hierdeur kry hy hoop. Die Here doen dit vandag met ons. Hy wil ons aandag kom aftrek van ons eie moeilike omstandighede, sodat hy ons nuwe hoop kan gee en ons kan voortgaan met die werk waarvoor hy ons geroep het. Die Here wil altyd weer ons toekomsverwagting kom herstel. Wat is dit wat die Here vir jou gesê het om te doen voordat jy mismoedig geraak het? Wanneer jy ooit mismoedig voel, dink daaraan. Waartoe het die Here jou geroep? Wat is dit wat die Here jou 'n passie in jou hart voorgegee het? Soms moet ons daardie passie kom aanwakker en toelaat dat die Here weer daai vuur in ons harte kom sit. Ons moet uitgaan en juis dit gaan doen waartoe die Here ons roep. Dalk is dit om by 'n uitreikprojek betrokke te raak. Ons is besig om te beplan aan 'n uitreikprojek in ons gemeente en as jy wil deel raak daarvan, dan ons jou graag aanmoedig om ons te kontak. Of dalk is dit net om deel te word van 'n omgeegroep of om een te begin. Ons het omgeegroepe in ons gemeente en ons wil jou graag aanmoedig om deel te raak. Dalk sê die Here vir jou om te skryf of om musiek te maak. Dalk sê die Here vir jou om kos te gaan aflewer by mense wat in nood is of om te skilder. Wat ook al dit is waarvoor die Here jou roep, waarvoor ook al jy passie het, raak betrokke, doen dit waarvoor die Here jou roep. Jy sal weer hoop ervaar in jou lewe, jy sal weer 'n toekomsverwagting kry. Ek wil jou vra om net jou hande saam met my uit te strek na die Here toe. En as jy vandag sê, jy het dit nodig, verklaar net saam met my, dankie Vader, dat U vir my 'n nuwe verwagting gee. Dat U nuwe hoop in my hart plaas. Ten spyte van die doodsheid wat ek ervaar het, dankie Vader dat U lewe kom bring. Here, ek draai my oë weg van die verlede, van die omstandighede, van die negativiteit. Here, van dit wat my bedreig. En Vader, ek draai my oë op Jesus, die begin en die voleindiger van my geloof, die een wat vir my 'n toekomsverwagting gee, die een wat sê, daar is 'n hoop en 'n toekoms vir my. En Vader, ek bid dat U vandag vreugde en vrede in my hart kom herstel, in die harte van mense in my gesin, in die harte van mense in ons land, in ons families. Vader, Here, waar daar nie hoop is nie, bid ek vandag vir hoop. Ek bid vir nuwe lewe, ek bid vir liefde, ek bid vir vreugde. Here, ek bid vir 'n nuwe verwagting vir Suid-Afrika.
in die naam van Jesus Christus. Here, ons sal nie negatief raak nie, ons sal nie murmureer nie, ons sal nie negatief praat nie. Ons glo dat U 'n God is van 'n nuwe toekomsverwagting en ons verklaar dat ons verwagting en ons hoop in U alleen is. In die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Ek wil jou net aanmoedig vanoggend, as jy hierdie woord ter harte geneem het en jy het net 'n begeerte aan gebed, dan wil ons jou aanmoedig om ons te kontak en een van ons spanlede sal graag saam met jou wil bid. As jy miskien vanoggend sê, Here, ek wil net weer daai passie aanwakker en weer begin om te doen waartoe U my geroep het, ek wil betrokke raak op een of ander manier, kontak ons asseblief. Ons is daar vir persoonlike gebedsbediening. As jy vanoggend 'n behoefte het of jy's in die nood en jy het enige praktiese hulp nodig, kontak ons en ons kyk hoe ons jou kan help in hierdie tyd. Die Here seën jou so ryklik. Mag die liefde van God die Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die konstante fellowship van die Heilige Gees jou en jou geliefdes se deel wees in Jesus naam. Amen en amen.